Vriende, dis Dani van Dijk en ek wil met u 'n gedagte deel oor Salomo wat van God wysheid gevra het. Nou Dawid was die groot koning, sy seun is Salomo. Salomo word in sy plek koning en Salomo soek die Here en hy dien die Here met alles wat binne in hom is. En so gaan hy op 'n stadium op en hy kom by die tabernakel en hy bring die dag 1000 brandoffers. Dis verskriklik baie. Nou, ek kan nie dink met 1000 brandoffers hoeveel bloed daar gevloei het. So die Ou Testamentiese godsdiens was altyd vol bloed, by die tabernakel, by die tempel, by al die offers. So bloed was die toegang. En in die Nuwe Testament is dit presies dieselfde. Sonder bloed is daar geen vergifnis nie. Sonder bloed is daar geen toegang nie. Sonder die bloed van die Here Jesus kan ons nie naby die Vader kom nie. En nou gaan Salomo uit nou die dag die 1000 brandoffers gebring en daardie nag verskyn die Here aan Salomo en in 2 Kronieke 1 vers 7 lees ons. In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê: "Begeer wat ek jou moet gee." So met ander woorde, daar kry Salomo 'n blanko cheque by God. Hy kon enige iets daar invul. Hy kon enigiets, dit wat Salomo begeer het, sou hy daar, dit maak nie saak wat dit was, enige iets onder hierdie son. En in vers 10, vra Salomo, "Gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van u regeer?" Daar kom Salomo en uit alles wat hy in die wêreld onder die son kon kies, sê hy wysheid en verstand. Nou, wat nou baie interessant is, kyk na God se reaksie toe Salomo dit vra. Vers 11. Toe sê God aan Salomo, omdat jy dit in jou hart gewees het, en jy nie rykdom en skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het, om my volk waaroor ek jou koning gemaak het, te kan regeer. Daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en na jou nie sal wees nie. Met ander woorde, dit is 'n geweldige reaksie wat God toe gehad het op Salomo se keuse. Wat was dit wat Salomo gekies het? Nou, skryf Salomo vir ons die boek Spreuke. En in Spreuke vertel hy vir ons die verhouding wat hy dan met hierdie persoon gehad het van wysheid. Ons lees daar in Spreuke 7 vers 4. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling. En in Spreuke sien ons, hier word wysheid nou 'n persoon. Wie is daardie persoon? In Spreuke 8 vers 1 staan daar, roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes, langs die weg, op die kruispad van die paaie, staan sy. Hier is wysheid 'n persoon, maar in vroulike vorm. En is die vraag, wie is hierdie persoon? Dink baie mense, dit is die Heilige Gees, omdat dit nou in 'n vroulike hoedanigheid geskryf is. Vers 12 sê, dis nou van Spreuke 8, ek, wysheid is vertroud met skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Maar dan kom ons by Spreuke 8, daarvan vers 22 af, tot en met vers 36 is 'n verskriklike interessante gedeelte, wat ons dan kry oor hierdie persoon van wysheid, met wie Salomo daar in 'n verhouding staan. Ek gaan net enkele verse, want ons het nou nie tyd om alles te lees nie, u kan dit op u eie met u daardie hele gedeelte gaan lees. Dis nou Spreuke 8 van vers 22 af, die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd, van die aarde af. So hierdie wysheid is 'n persoon wat nog altyd van ewigheid af bestaan het. Vers 25, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Vers 29, en toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, het hy die fondamente van die aarde vasgelê. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom,
en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd, en het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustigings was met die mensekinders. So met ander woorde, dis nou medeskepper van die skepping. Nou goed, die Heilige Gees was ook medeskepper gewees. Maar dan kry ons die sleutel van wie hierdie persoon is in vers 35. Daar staan, want hy wat my vind, het die lewe gevind. Daar's net een persoon wie jy kan vind en dan in hom die lewe vind. En dis uit die aard van die saak, Jesus. So, toe Salomo wysheid vra, toe vra hy vir God die Vader, Vader, gee my asseblief vir Jesus. Ek wil vir Jesus hê, ek kan hierdie werk nie op my eie doen nie, ek het nie die vermoë nie. Ek het Jesus nodig om dit te kan doen. Toe Salomo vir Jesus vind, toe vind hy in hom en saam met hom ook alles. So, nou kom ons by die Nuwe Testamentiese weergawe van presies dieselfde gedagte. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Met ander woorde, as ek Jesus gevind het, het ek alles gevind. In hom vind ek alles. In Jesus vind ek verlossing. In Jesus vind ek die ewige lewe. In Jesus vind ek algehele totale vergifnis van die verlede, die hede en die toekoms. Totale vergifnis. In Jesus vind ek heiligmaking. In Jesus vind ek voorsiening. In Jesus vind ek genesing. In Jesus vind ek beskerming. In Jesus vind ek toe genade. So ons hoef nie meer vanaand te bid, Here, as ek genade gevind het in u oë nie. Want toe ek Jesus vind, toe vind ek genade. Toe het ek genade. So ons het genade by die Vader, want ons het vir Jesus. So wanneer ek Jesus gevind het, dan kyk God die Vader na my en hy sê, jy is my geliefde kind en wie ek 'n welbehae het. Want wanneer hy na my kyk, dan sien hy die werke, die verdienste en die volle guns van Jesus en dan word dit my toegereken. So wanneer ek in Jesus ingaan na die Vader toe, dan het ek die volle guns van die hemel. Ek het die backing van die hele totaliteit van die hemel agter my, want ek het Jesus gevind en toe ek hom vind, toe vind ek alles. In hom het ek alles gevind. Nou as ons nou vandag daar in 2 Kronieke lees, dan dink ons baie keer, dit sou daarom wonderlik gewees het. As ek vanaand so geleentheid kon gehad het, so Salomo, wat vir wie God vra, wat wil jy hê? Gee my te kenne, enigiets. Maar weet jy wat is die groot saak? Ons het dit. In Markus 11, vers 24, staan daar, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So ons kry presies dieselfde vraag van God, as wat Salomo gekry het. Wat wil jy hê? En as ek dan Jesus kies, dan kry ek in hom, kry ek alles. Want onthou, Kolossense 3 sê, ons is met die Vader verenig in die Here Jesus. So, ons is een met die Here Jesus, ons is een met die Vader, ons het dieselfde lewe van die Godheid, die Heilige Gees, het ons binne in ons gekry, en hy is wysheid. So as ek wysheid kort kom, dan is dit binne in my. Die persoon van wysheid het in my kom woning maak. Hy gaan saam met my. Oral waar dit die deel is van die Godheid wat ek nodig het, dan is hy binne in my tot my beskikking. So ons moet elke dag verstaan dat toe ek Jesus gevind het, as ek hom gevind het, toe ek hom gevind het, het ek alles in hom gevind. En hy gaan elke dag saam met my, ek sit met hom in die hemel, aan die regterhand van die Vader, met die guns, ek het die guns van Jesus, want ek kom in sy naam, ek kom met sy bloed, kom ek voor die Vader. En daarom bid ek vanaand vir u, dat u besondere openbaring sal kry van wie hierdie persoon van die Here Jesus is,
daardie persoon wat Salomo gevind het en daardie persoon wat ons gevind het. Onthou, toe ek die dag tot bekering gekom het, het ek maar baie min geweet van dit wat daar gebeur het. Soos die tyd aangaan, so ontdek ek meer en meer. Wie is hierdie persoon? Wat het eintlik daardie dag gebeur? Waar is my lewe en wat is my lewe? En ek vind my identiteit in Christus, nie in my verlede nie, nie in my sondige toestand nie. My identiteit is in Christus. En mag God u daardie openbaring elke dag deur die kragtige werking van sy Heilige Gees meer en meer gee, dat u groter duidelikheid, groter openbaring het van die persoon van wysheid, wat dan ook mos die persoon is van liefde en genade en barmhartigheid en alles wat daarmee gepaard gaan. Mag die Here u baie ryklik daarin, met hierdie gedagte, met hierdie openbaring, seën tot eer van sy wondernaam.